Ok julle, ons gaan nou aan met vanaf Eksodus 6. Ja, hier gaan ons. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en vir hom gesê: Ek is die Hemelse Vader en ek het aan Abraham, Isak en aan Jakob verskyn as hulle God, die Almagtige. Maar met my naam, die Hemelse Vader, het ek my nie aan hulle bekend gemaak nie. So julle, dit kom nou weer terug na die J-hy, H-hy. Ek is wat ek is. Ja, ek wil maar net ook noem, jy weet, ek weet baie mense sê Yahweh, maar dit is ook nie eintlik volgens my heeltemal reg nie, want dit is daai tetragram. Die A en die E wat ons insit is nou weer 'n ek wil nie sê 'n verdraaiing nie, maar dis iets wat ons nou doen, om dit uitspreekbaar te maak. Maar die regte is daai tetragram om dit te sê. Weer eens mense, is maar net my opinie. Maar ok, ek lees verder. Ook het ek my verbond met hulle opgerig om hulle die land Kanaan te gee, die land van hulle vreemdelingskap waarin hulle vertoef het. En ek het ook gehoor die gekerm van die kinders van Israel wat deur die Egiptenaars in slawerny gehou word. En ek het aan my verbond gedink. Nou die verbond waarvan verwys word is die besnydenis. Belangrik om dit ook maar in gedagte te hou. Ons raak later ook weer aan die besnydenis. En waaraan ons raak is die besnydenis van hart, en dan ook die fisiese besnydenis. Daarom sê ek aan die kinders van Israel, ek is die Hemelse Vader, en ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei, en julle red uit die slawerny. En ek sal julle verlos deur die uitgestrekte arm en deur 'n groot strafgerig. En ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n God wees. Belangrik, ek gebruik nou die woord 'n God, want dit is 'n titel. En julle sal erken dat ek, die Hemelse Vader, julle God is, wat julle uitgelei het onder die harde arbeid van die Egiptenaars. En ek sal julle bring in die land waaromtrent ek my hand opgehef het en om dit aan Abraham, aan Isak en aan Jakob te gee. En ek sal dit aan julle as 'n besitting gee, ek die Hemelse Vader. So mense, elke keer as daar nou die woord Here geskryf is byvoorbeeld, Here is 'n Baalse voorlegging, dit word later word dit baie mooi verduidelik in die Bybel self, en dis 'n Baalse verwysing, Lord. Baal beteken Lord, of Here. So ek, vir elke woord wat daar Here staan, soos ek sê ek dan nou die Hemelse Vader. Moet my asseblief nie kruisig nie, want daar is maar woorde soos Elohim, wat dan nou eintlik daar ook moet inkom. Maar soos ek sê, onthou, ons lees die Bybel nou maar soos iemand wat dit vir die eerste keer lees. Maar daar is tog sekere goed, hy het ons nou sy naam gegee. So ons weet elke keer as ek sê Hemelse Vader, verwys dit eintlik terug na die tetragram. Ok, ek gaan aan by vers 8. Moses het toe so met die kinders van Israel gepraat. Maar hulle het nie na Moses geluister nie, uit die ongeduldigheid en weens hulle harde diens. Verder het hy, die Hemelse Vader, met Moses gespreek en gesê: Gaan spreek met Farao, die koning van Egipte, dat hy die kinders van Israel uit sy land moet laat trek. Maar Moses het voor die aangesig van die Hemelse Vader gespreek en gesê: As die kinders van Israel na my nie geluister het nie, hoe sal Farao dan vir my luister, terwyl ek van onbesnede lippe is? Daarom het die Hemelse Vader met Moses en Aaron gespreek en hulle 'n boodskap gestuur na die kinders van Israel en na Farao, die koning van Egipte, om die kinders van Israel uit Egipte land uit te lei.
die geslagsregister van Moses en Aaron. Dit is die hoofde van hulle families, die seuns van Reuben, die eerstgeborene van Israel, Henog en Palu, Hesron en Karmi. Dit was die geslagte van Reuben. En die seuns van Simeon was Jemiel, Jamin, Ohad, Jachin, Sohar en Saul. Die seuns van die Kanaanitiese vrou is dit geslagte van Simeon. En dit is die name van die seuns van Levi volgens hulle afstammelinge, Gerson, Kehat en Merari. En die lewensjare van Levi was 137 jaar. En die seuns van Gerson was Libni, Simei, volgens hulle geslagte. En die seuns van Kehat was Amram, Jesar, Hebron en Usiel. En die lewensjare van Kehat was 133 jaar. En die seuns van Merari, Malachi en Musi. Dit is die geslagte van Levi volgens hulle afstamming. En Amram het Jochebed, sy tante vir hom as vrou geneem, en sy het vir hom Aaron en Moses gebaar. En die lewensjaar van Amram was 137 jaar. En die seuns van Jesar, Korach, Nefeg en Sigri. En die seuns van Usiel, Misiel, Elasvan en Sitri. En Aaron en Elisaba, die dogter van Aminadaba, die suster van Nachson, het vir hom as vrou geneem. En sy het hom gebaar Nadab en Abidu, en Elisar en Itamar. En die seuns van Korach, Asser en Elkana, Abisaf, dit is die geslagte van die Koragiete. En Elsaar, die seun van Aaron, het vir hom een van die dogters van die Pituel as vrouens geneem. En sy het hom vir hom Pinias gebaar. Dit is die familiehoofde van die Leviete, volgens hulle geslagte. Dit is Aaron en Moses, aan wie die Here gesê het: lei die kinders van Israel uit Egipte land, volgens hulle leerskare. Dit is hulle wat met Farao, die koning van Egipte, gespreek het, om die kinders van Israel uit Egipte uit te lei. Dit is Moses en Aaron. Moses en die towenaars van Egipte. Die dag toe die Here, kyk, ons vat hom terug, ons begin weer by vers 27, Moses en die towenaars. Die dag toe die Hemelse Vader met Moses gespreek het in Egipte land, het die Hemelse Vader Moses aangespreek met die woorde: Ek is die Hemelse Vader. Sê aan Farao, die koning van Egipte, alles wat ek met jou gespreek het. Toe sê Moses voor die aangesig van die Hemelse Vader: Ek is onbesnede van lippe, hoe sal Farao dan vir my luister? En die Hemelse Vader het aan Moses gesê: Kyk, ek stel jou as God vir Farao, en jou broer Aaron sal jou profeet wees. Jy moet spreek alles wat ek jou beveel, en jou broer Aaron moet met Farao spreek, sodat hy die kinders van Israel uit sy land sal laat uittrek. En ek sal Farao se hart verhard, en my tekens en wonders in Egipte land vermenigvuldig. Maar Farao sal na julle nie luister nie. Ek sal my hand op Egipte lê, en my leerskare, my volk, die kinders van Israel, deur groot strafgerigte uit Egipte land uitlei. Dan sal die Egiptenaars weet dat ek die Hemelse Vader is, en my hand oor Egipte uitgestrek en die kinders van Israel tussen hulle uitgelei het. Moses en Aaron het toe gedoen soos wat die Hemelse Vader hulle beveel het, en so het hulle dan gedoen. En Moses was 80 en Aaron was 83 jaar oud, toe hulle met Farao gespreek het. En die Hemelse Vader het Moses en Aaron aangespreek met die woorde: As Farao met julle spreek en sê, doen tog wondertekens vir julle self, dan moet jy vir Aaron sê, neem jou staf, gooi dit voor Farao neer, en dan sal dit 'n slang word.
Toe het Moses en Aaron na Farao gegaan en gedoen net soos wat die Hemelse Vader hulle beveel het. Aaron het sy staf voor Farao voor sy dienaars neergegooi en dit het 'n slang geword. Daarop laat Farao ook die wyse manne en die towenaars roep en hulle uit die Egiptiese towenaars het ook dieselfde gedoen en met hulle towerkunste. Elkeen gooi die staf neer en hulle word slange, maar Aaron se staf het hulle stawwe verslind. Maar Farao se hart was verhard, sodat hy na hulle nie geluister het nie, soos wat die Hemelse Vader gespreek het. Die eerste plaag, die water word verander in bloed. Toe sê die Hemelse Vader vir Moses, Farao se hart is verhard, en hy weier om die volk te laat trek. Gaan môre vroeg na Farao toe. Kyk, hy sal uitgaan na die water, staan en dan aan die kant van die Nyl om hom te ontmoet. Neem die staf wat in die slang verander het in jou hand en sê vir hom, die Hemelse Vader, die God van die Hebreërs, het my na u gestuur met die boodskap. Laat my volk trek, dat hulle my kan dien in die woestyn. Maar kyk, u het tot nou toe nie geluister nie. So spreek die Hemelse Vader. Hieraan sal jy weet dat ek die Hemelse Vader is. Kyk, ek sal met die staf wat in my hand is, op die water slaan wat in die Nyl is, en dit sal in bloed verander. En die visse in die Nyl sal doodgaan, sodat die Nyl sal stink, en die Egiptenaars sal vergeefs trag om die water uit die Nyl te drink. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek. Sê vir Aaron, neem jou staf, steek jou hand uit oor die waters van die Egiptenaars, oor hulle strome, hulle kanale, hulle waterkuile en oor al die versamelplekke van water, sodat dit bloed word. Daar sal die bloed in die hele Egipteland wees, ook in die hout en in die klipbanke. Moses en Aaron het toe gedoen, soos wat die Hemelse Vader hulle beveel het. Hy het die staf opgehef en die water in die Nyl was geslaan voor die oë van Farao en voor die oë van sy dienaars, en al die water in die Nyl is in bloed verander. En die visse wat in die Nyl was, het doodgegaan, en die Nyl het gestink, sodat die Egiptenaars die water uit die Nyl nie kon drink nie. En daar was bloed in die hele Egipteland. Maar die Egiptiese towenaars het dieselfde gedoen, en hulle het towerkunste sodat Farao se hart verhard is. En hy het vir hulle nie geluister nie, soos wat die Hemelse Vader gespreek het. En Farao het omgedraai en huis toe gegaan, en dit ook ter harte geneem nie. Maar al die Egiptenaars het rondom die Nyl na water gegrawe, om te drink, want hulle kon van die Nyl se water nie drink nie. So het dan 7 dae verbygegaan, nadat die Hemelse Vader die Nyl geslaan het. Die tweede plaag, hoofstuk 8. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek. Gaan na Farao en sê vir hom, so spreek die Hemelse Vader. Laat my volk trek, dat hulle my kan dien. En as jy weier om hulle te laat trek, kyk, dan sal ek jou hele grondgebied met paddas tuister, sodat die Nyl van paddas sal wemel, en hulle sal opklim, en in jou huis kom, en in jou slaapkamer, en op jou bed, ook in die huis van jou dienaars, en onder jou volk, en in jou bakoonde, en in jou bakskottels. En die paddas sal teen jou, en teen jou volk, en teen al jou dienaars opspring. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek. Sê aan Aaron, steek jou hand uit met die staf, oor die strome, en oor die kanale, en oor die waterkuile, en laat die paddas opkom oor Egipteland. En Aaron het sy hand oor die waters van Egipte uitgesteek, en daar het paddas opgekom, en die Egipteland oordek. Maar die towenaars het dieselfde gedoen, en hulle towerkunste en paddas laat opkom oor die hele Egipteland. Toe het Farao vir Moses en Aaron laat roep en gesê, bid tot julle
Hemelse Vader, dat hy die paddas van my en my volk al wegneem. Dan sal ek die volk laat trek, dat hulle aan die hele God kan offer. Maar Moses sê aan Farao, aan u eer bo my, teen watter tyd moet ek vir u en u dienaars en vir u volk bid, dat die paddas van u en uit u huis uitgeroei word, om net in die Nyl oor te bly? En hy antwoord teen môre, toe sê hy, dit sal wees volgens u woord, dat u kan weet, dat daar niemand soos ons Hemelse Vader is nie, want hy is ons God. En die paddas sal u en u huise en u dienaars en u volk verlaat, net in die Nyl sal hulle oorbly. Toe het Moses en Aaron van Farao af weggegaan, en Moses het tot die Hemelse Vader geroep, vanweë die paddas, wat hy oor Farao beskik het. En die Hemelse Vader het gedoen volgens die woord van Moses, die paddas het weggesterwe uit die huise van die plase af, en van die plase af en uit die veld. En hulle het gegaan, dit by hope bymekaar gemaak, en die land het gestink. En toe het Farao gesien, dat daar verligting kom, het hy sy hart verhard, en na hulle nie geluister nie, net soos wat die Hemelse Vader gespreek het. Die derde plaag, muskiete. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek, en sê aan Aaron, steek jou staf uit, en slaan die stof van die aarde, en dit sal muskiete word in die hele Egipte land. En hulle het so gedoen, en Aaron het sy hand met sy staf uitgesteek, en die stof van die aarde geslaan, en daar het muskiete gekom op die mense en op al die vee. Al die stof van die aarde het muskiete geword in die hele Egipte land. En die towenaars het dieselfde gedoen met hulle towerkunste om die muskiete voor te bring, maar hulle kon nie, so was die muskiete dat op die mense en op die vee. Toe sê die towenaars vir Farao, dit is die vinger van God. Maar Farao se hart was verhard, sodat hy na hulle nie geluister het nie, soos wat die Hemelse Vader gespreek het nie. Net daai, of hoofstuk 8 vers 19, wys jou dat tot die towenaars het geweet wie is die Hemelse Vader. Vierde plaag, steekvlee. Verder het die Hemelse Vader vir Moses gesê, maak jou môre vroeg klaar, stel jou voor Farao, kyk, hy sal na die waters toe uitgaan, en sê vir hom, so spreek die Hemelse Vader, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Want as jy my volk nie laat trek nie, kyk, dan stuur ek teen jou, en teen jou dienaars, en teen jou volk, en teen jou huis, die steekvlee, sodat die huise van die Egiptenaars vol steekvlee sal wees, en selfs die grond waarop hulle staan. Maar ek sal op die dag met die land van Gosen, waarin my volk woon, 'n uitsondering maak, dat daar geen streekvlee daar sal wees nie, sodat jy kan weet dat ek is die Hemelse Vader, is in daai land. En ek sal die verlossing stel tussen my volk en jou volk. Môre sal hierdie teken plaasvind. En die Hemelse Vader het so gedoen. Dik swerm steekvlee het in die huis van Farao en die huis van sy dienaars en in die hele Egipte land gekom. En die land is deur die steekvlee verwoes. Toe laat Farao Moses en Aaron roep en sê, gaan heen, offer aan julle God in die land. Maar Moses antwoord, dit is nie reg om so te doen nie, want wat ons aan die Hemelse Vader, onse God, offer, is 'n gruwel vir die Egiptenaars. As ons iets wat 'n gruwel is vir die Egiptenaars, voor hulle oë offer, sal hulle ons dan nie stenig nie? Laat ons 'n 3-dag reis die woestyn intrek, en dat ons die Hemelse Vader, onse God, kan offer soos hy ons beveel. Toe sê Farao, ek sal julle laat trek, dat julle aan julle God kan offer in die woestyn. Julle moet maar net nie te ver wegtrek nie. Bid vir my. En Moses antwoord, kyk,
Ek gaan van U af weg, en ek sal tot die Hemelse Vader bid, dat die steekvlee môre Farao en sy dienaars en sy volk mag verlaat. Laat Farao ons net nie langer bedrieg deur die volk nie, en laat trek om ons Hemelse Vader te offerande op te stel. Toe het Moses van Farao af weggegaan en tot die Hemelse Vader gebid. En die Hemelse Vader het gedoen volgens die woord van Moses. Hy het die steekvlee van Farao, van sy dienaars en sy volk weggeneem. Daar het nie een oorgebly nie, maar Farao het sy hart ook hierdie keer verhard en die volk nie laat trek nie. Julle, ons gaan aan met hoofstuk 9. Die 5de plaag, pes onder die vee. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek. Gaan na Farao en sê vir hom, so spreek ons God, die God van die Hebreërs. Laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Want as jy weier om hulle te laat trek, en hulle nog langer vashou, kyk, dan sal ek die hand van die Hemelse Vader wees teen jou, vee wat in die veld is, teen die perde, teen die esels, teen die kamele, teen die beeste, en teen die klein vee, met 'n baie swaar pes. En die Hemelse Vader sal onderskeid maak tussen die vee van die Israeliete en die vee van die Egiptenaars, sodat niks sal doodgaan van alles wat aan die kinders van Israel behoort nie. En die Hemelse Vader het 'n bepaalde tyd gestel en gesê, môre sal die Hemelse Vader dit doen in die land. En die Hemelse Vader het dit die volgende dag gedoen, en die vee van die Egiptenaars het dood gegaan, maar die vee van die kinders van Israel is nie een dood nie. Farao het toegestuur en kyk, van die vee van die Israeliete was daar nie een dood nie. Maar die hart van Farao is verhard, en hy het die volk nie laat trek nie. Die 6de plaag, swere. Verder het die Hemelse Vader aan Moses en Aaron gesê, neem julle 2 hande vol roet uit die oond, en laat Moses dit na die hemel toe uitstrooi, en voor die oë van Farao, en dit sal fyn stof word oor die hele Egipte land, en aan die mense en diere swere veroorsaak, wat in blare uitbreek in die hele Egipte land. So het hulle dan die roet uit die oond geneem, en voor Farao gegaan staan, en Moses het dit na die hemel uitgestrooi, toe word dit swere wat uitbreek in blare aan die mense en diere. En die towenaars kon voor Moses nie staan vanweë die swere nie, want die swere was aan die towenaars en al die Egiptenaars, maar die Hemelse Vader het Farao se hart verhard, sodat hy nie na hulle geluister het nie, en soos die Hemelse Vader aan Moses gesê het nie. Die 7de plaag, haal. Verder het die Hemelse Vader aan Moses gesê, maak jou van môre vroeg klaar, en stel jou voor Farao, en sê vir hom, so spreek ons God, die God van die Hebreërs. Laat my volk trek, en dat hulle my kan dien. Want hierdie keer sal ek al die pla in jou hart stuur, en teen jou dienaars en jou volk, dat jy kan weet, dat daar niemand op die hele aarde soos ek is nie. Want anders sou ek my hand uitstrek, en jou volk met die pes getref het, en jy sou van die aarde verdelg gewees het. Maar juis hierom het ek jou nog laat bestaan, dat ek jou my krag kan toon, en dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. Belangrik weer, daar verwys hy na sy naam. En soos wat ek nou al vroeër gesê het, is die tetragram. Versit jy jou nog teen my, volk, dat jy nie hulle wil laat trek nie? Kyk, ek sal môre omtrent sulke tyd 'n baie swaar haal laat reën, soos wat in Egipte nog nooit was nie. Van die dag af wat die grond is tot nou toe nie. Stuur dan nou en laat jou vee en alles wat jy in die veld het in veiligheid bring, al die mense en die diere wat in die veld gevind word,
en wat nie binnekant gebring is nie, op hulle sal die haal val, sodat hulle sterwe. Hy wat die hemelse Vader se woord gevrees het onder die dienaars van Farao, het sy slawe en sy vee in die huis in laat vlug. Maar hy wat op die hemelse Vader se woord geen ag gegee het nie, het sy slawe en sy vee in die veld laat bly. Toe sê die hemelse Vader vir Moses, steek jou hand na die hemel uit, en daar sal haal wees in die hemel, Egipte land oor mens en dier, en oor al die plante van die veld in Egipte land. En Moses het sy staf na die hemel uitgesteek, en die hemelse Vader het die donder en die haal gegee, en die vuur na die aarde uitgegiet, en die hemelse Vader het haal op Egipte land laat reën. En daar was haal onophoudelik, vuur binne in die haal, baie swaar, soos dit in die hele Egipte land nog nooit was, vandat dit aan die volk behoort het nie. En die haal het in die hele Egipte land geslaan, alles wat in die veld was, mens sowel as dier, ook het die haal die plante van die veld geslaan, en al die bome van die veld verbreek. Net in die land van Gosen, waar die kinders van Israel was daar geen haal nie. Toe het Farao vir Moses en Aaron laat roep, en vir hulle gesê, ek het die keer sonde gedoen, die hemelse Vader is reg, maar ek en my volk is ongelyk, bid tot julle God, want daar is oorgenoeg donder van julle God en haal gewees, dan sal ek julle laat trek, en julle hoef nie langer te bly nie. Toe sê Moses vir hom, so gou as wat ek die stad uitgaan, sal ek my hande tot die hemelse Vader uitbrei, en die donder sal ophou, die haal sal nie meer wees nie, sodat u kan weet, dat die aarde aan die hemelse Vader behoort. Maar wat u en u dienaars betref, ek weet dat julle nog nie ontzag het vir ons God nie. En die vlas en die gars was weggeslaan, want die gars was in die aar, en die vlas was op die knop. Maar die koring en die speld was nie weggeslaan nie, want hulle is later. So het Moses dan uit die stad gegaan van Farao, weg en sy hande tot die hemelse Vader uitgebrei. En die donder en die haal het opgehou, en die reën het nie meer op die aarde gegiet nie. Toe Farao sien dat die reën en die haal en die donder ophou, het hy nog verder gesondig en sy hart verhard. En hy sê vir sy dienaars, ja, Farao se hart was verhard, sodat hy die kinders van Israel nie laat trek nie, soos die hemelse Vader deur die diens van Moses gespreek het. Hoofstuk 10, die 8ste plaag, sprinkane. Verder het die hemelse Vader van Moses gesê, gaan na Farao toe, want ek het sy hart verhard, ook die hart van sy dienaars, sodat ek hierdie tekens van my onder hulle kan verrig, en dat jy nou voor die ore van jou kind en jou kindskind kan vertel wat ek Egipte aangedoen het, en my tekens wat ek onder hulle gedoen het, dat julle kan weet dat ek die hemelse Vader is. Toe gaan Moses en Aaron na Farao en hulle sê vir hom, so spreek die hemelse Vader, die God van die Hebreërs. Hoe lank weier jy om jou voor my te verontmoedig? Laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Want as jy weier om my volk te laat trek, kyk, dan bring ek môre sprinkane in jou grondgebied. En hulle sal die oppervlakte van die land oordek, sodat 'n mens die land nie kan sien nie. En hulle sal die oorblyfsel afeet van die wat gered is, wat vir julle van die haal oorgebly het. En al die bome wat vir julle uit die veld opgegroei het, sal hulle afeet. En jou huise en huise van al jou dienaars, huise van die Egiptenaars sal vol van hulle wees, soos jou vaders en die vaders van jou vaders nie gesien het nie, van die dag af dat hulle op die aarde gewees het, tot vandag toe nie. Daarom het hy omgedraai en
van Farao af weggegaan. Toe vra Farao se dienaars vir hom: "Hoe lank sal die man vir ons 'n stryk wees? Laat die manne trek en laat hulle die God van hulle vaders gaan dien. Weet u nog nie dat Egipte te gronde gaan nie?" Daarop bring hulle Moses en Aaron na Farao terug. En hy sê vir hulle: "Gaan heen, dien julle God. Wie is dit eintlik wat wil gaan?" En Moses antwoord: "Ons wil gaan met ons jong mense en ons ou mense, met ons seuns en ons dogters, met al ons kleinvee en ons beeste wil ons gaan, want ons wil 'n fees vir die Hemelse Vader hou." Toe sê hy vir hulle: Mag die Hemelse Vader so met julle wees as wat ek julle en julle kinders sal laat trek. Pas op, want julle het 'n verkeerde ding voor oë. Nie so nie. Gaan dan, julle manne, en dien julle God, want dit het julle verlang. En hulle het hulle van Farao weggedrywe. Toe sê die Hemelse Vader vir Moses: "Steek jou hand uit oor Egipte, vanweë die sprinkane, dat hulle opkom uit Egipte land en al die plante van die land opeet, alles wat die haal laat oorbly het." En Moses het sy staf oor Egipte land uitgesteek, en die Hemelse Vader het 'n oostewind in die land gebring. Daar die hele dag en hele nag, toe dit môre word, het die oostewind die sprinkane aangevoer. Die sprinkane het opgekom oor die hele Egipte land en in die hele gebied van Egipte gaan sit, 'n baie groot menigte. Tevore was daar nog so 'n sprinkaanswerm nie gewees nie, en daarna sal so iets nie weer voorkom nie. En hulle het die oppervlakte van die hele land bedek, sodat die land swart was, en hulle het al die plante van die land opgeëet, en al die vrugte van die bome wat die haal laat oorbly het. Daar het geen groenigheid aan die bome of aan die plante van die veld in die hele Egipte land oorgebly nie. Toe het Farao gou vir Moses en Aaron laat roep en gesê: "Ek het gesondig teen julle God. Vergeef dan tog nou net die keer my sonde en bid tot julle God, dat hy hierdie dood van my af wegneem." En hy het Farao af weggegaan en tot die Hemelse Vader gebid. Daarop laat die Hemelse Vader die wind omslaan, en 'n baie sterk westewind het die sprinkane opgetel en hulle in die Skelfsee gedrywe. Daar het nie een sprinkaan in die hele gebied van Egipte oorgebly nie. Maar die Hemelse Vader het vir Farao se hart verhard, sodat hy die kinders van Israel nie laat trek het nie. 9de plaag, duisternis. Verder het die Hemelse Vader vir Moses gesê: "Steek jou hand na die hemel uit, en daar sal duisternis oor Egipte land kom, sodat 'n mens die duisternis kan gryp." Toe Moses sy hand uitsteek na die hemel, kom daar 'n dik duisternis oor die hele Egipte land, 3 dae lank. Die een het die ander nie gesien nie, en niemand het van sy plek opgestaan nie, 3 dae lank. Maar al die kinders van Israel het lig in hulle woonplekke gehad. Toe het Farao Moses laat roep en gesê: "Gaan heen, dien julle God. Net julle kleinvee en julle beeste moet agtergehou word. Selfs julle kinders kan met julle saamgaan." Maar Moses antwoord: "U moet self ook slagoffers en brandoffers met ons saamgee, dat ons dit aan ons God kan aanbied. En ons vee moet ook met ons saamgaan, daar mag geen klou agterbly nie, want daarvan moet ons neem om ons God te kan dien. En ons weet nie waarmee ons die Hemelse Vader, onse God, sal dien voordat ons daar kom nie." Maar die Hemelse Vader het Farao se hart verhard, en hy wou hulle nie laat trek nie. Maar Farao sê vir hom: Gaan weg van my af. Pas op dat jy my aangesig nie weer sien nie, want die dag as jy my aangesig sien, sal jy sterwe. En Moses antwoord: "U het reg gepraat.
Ek sal u aangesig nie weer sien nie. Tot sover.